Geliefde broers en susters, en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend. 'n Groot voorreg vandag vir ons om hier in Lichtenburg Oosgemeente 'n erediens saam te mag hou. Hoewel al aan ons orgel gewerk word en dit nou half 'n krisis is om in ons kerkgebou kerk te hou, is dit nog steeds daardie groot voorreg dat ons as 'n gemeenskap van gelowiges het om op hierdie manier dan nog steeds die woord van die Here te verkondig. So ons het groot waardering ook vir Lichtenburg Oosgemeente vir die gebruik van julle kerkgebou vandag. En ons bid en glo vertrou dat die Here vandag ook hier by ons sal wees. Broers en susters, kom ons sit net so vir 'n oomblik en dan raak ons net stil en berei ons onsself vir ons gebede voor om vandag na die woord van die Here te luister.
Gemeente, die Here sê, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God staan. Geliefde broers en susters, genade en vrede vir u, van God ons Vader, en van die Here Jesus Christus. Amen. bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ons toets ons lewens aan God se wet volgens Eksodus 20. As ons eerlik wil wees, sal ons opnuut erken dat ons almal sondaars is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverkeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal nie aan sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin,
Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het hy die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar: Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Laat ons sondes bely. Kom ons sing lied 239 vers 1 en vers 2. God verseker ons dat hy ons vryspreek, wanneer ons in Romeine 3 vers 23 en 24 lees. Almal het gesondig en is ver van God af, maar ons word, sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing in Jesus Christus. Laat ons nou ons geloof in God so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof verby. Kom ons loof God deur die 199 vers 1 tot 3 te sing. Ek lees vir u vers 3. Loof hom konings, alle vorste, almal wat op aarde regeer. Loof hom kinders, mans en vroue, loof hom almal, buig heel neer. Kom en loof hom, kom en prys hom, roem sy naam, kom loof die Heer. Ek noem vir u lied 199 vers 1 tot 3. Oh
Jesus Christus. Dit is nou al 'n geruime tyd dat ek en Wel al besig is om te praat oor haar kamer. En wat gaan ons maak met haar kamer? Toe ons nou nog in Wolmaranstad gebly het, was sy op daardie stadium nog redelik behept gewees met Parys in Frankryk. So ons moes haar kamer oor teen iets van die Eiffeltoring inbring en so het ons haar nuwe kaste ingesit, vloer oorgeneem. Haar kamer vir haar hierdie Parys tema gegee. Maar nou die vraag, wat doen ons in Lichtenburg? En wat gaan die tema wees? En nou praat ons nog, sy hou van 'n see-tema, en nou die dag maak ek vir haar die voorstel, waarvan as ons jou kamer 'n moderne studio effek gee. Sal jy nie daarvan hou, maar goed, die idee is toe afgeskiet, maar nietemin, nou kyk ons na verskillende foto's op die internet, en kyk na moontlike idees en temas vir haar kamer. En toevallig terwyl ons so kyk, toe kom ek nou af op sekere foto's van plekke en dinge wat gebeur het, wat nogal baie interessant was. Soos byvoorbeeld, in een hotelkamer het ek gesê, ek weet nie waar is die hotel nie, ek weet ook nie wat so hotel dit is nie, maar as jy nou kyk hier na die prentjie, toe sien ek nou dit, en dit het my nogal opgeval in die badkamer van hierdie hotelkamer. Die stortkop sit reg langs aan die haardoek. Ek dink almal van ons wat hier is weet, water en elektrisiteit werk nie saam. Hierdie is 'n ramp wat wag om te gebeur. Vir iemand, 'n ongelukkige persoon wat eendag in daardie stort gaan stort, soos hulle in Engels sê, gaan 'n redelike shocking experience hê daar in die stort. Want krag en water werk nie saam. Hier is 'n dreigende ramp wat wag om te gebeur. En so begin soek ek vir 'n klompie ander prente van moontlike rampe wat 'n plek soek om te gebeur. Soos byvoorbeeld die volgende foto. Vir een of ander rede het daardie bordjies omgeval in daardie kas. En daar's 'n ramp wat gaan gebeur. Ek dink die grootste kopkrapper hier agter is om daardie deur oop te maak sonder dat enigiets gaan val. Sonder dat enigiets gaan breek. Om hierdie ramp wat wag om te gebeur, te verhoed dat dit gebeur. Soms gebeur daar rampe, word mense gekonfronteer met rampe, wat partykeer konstruksiefoute is. Maar mense dink partykeer, dis mooi. Soos byvoorbeeld die volgende foto. Iemand het gedink, dis 'n oulike idee om driehoek trappies in sy huis te bou. Nou, dit soos jy kan sien, is al 'n paar dinge wat baie belangrik is, as jy in daardie huis bly. As jy die trappe moet gebruik, sorg dat al die ligte aan is, veral in die nag. Sorg dat jy ten volle wakker is voordat jy by daardie trappe afstap. En die laaste ding is, kyk waar jy trap, voordat jy by daardie trappe afstap. Want dit kan rampspoedig vir 'n mens eindig. Die volgende foto, dink ek persoonlik, is 'n onskuldige fout wat iemand gemaak het. Want 'n toiletsitplek kan nogal 'n moeilike ding wees om te installeer as jy nie weet hoe nie. Maar sou so iets nou wel gebeur, weet ons, daai is 'n ramp wat wag om te gebeur. Wanneer 'n mens se toiletsitplek verkeerd opgesit is, maak seker dat wanneer 'n mens laat in die aand 'n draaitjie gaan loop, dat jy kyk wat jy doen. As 'n mens se maag ontstel is, gaan gebruik liewer die ander toilet in die huis, wat sy sitplek nie so is nie. Anders stuur dit af op 'n ramp. Vir baie mense is dit partykeer nodig om dalk liewer net weg te bly van kraggereedskap. En op die internet is daar 'n klomp foto's as 'n voorbeeld dat sekere mense glad nie kraggereedskap moet gebruik. Want hulle idees en hulle gedagtes agter dit stuur af op 'n ramp. Dis 'n dreigende ramp wat wag om te gebeur. Soos byvoorbeeld hierdie foto. Ek weet nie wat die twee gedink het hoe dit gaan eindig. Maar vir een van hulle gaan dit 'n baie pynlike en 'n baie seer herstelproses wees. Omdat hulle dit nie gedink het oor dit. Dit het dalk op die ingewing van die oomblik na 'n goeie idee gelyk of geklink. Maar inderdaad gaan dit nie goed vir hulle eindig nie. Jy sien, geliefde broers en susters, mense maak partykeer planne om goed te laat gebeur. En dan wil dit nie altyd uitwerk soos hulle hoop, soos byvoorbeeld die volgende foto. Vir hierdie persoon het dit al 'n goeie idee gelyk
om die leer daarop te sit en te werk. Maar almal van ons wat hier is, kan sien dat daardie stuur af op 'n ramp. Dis 'n dreigende ramp wat wag om te gebeur. Nou geliefde broers en susters, rampe wat gebeur in mense se lewens beteken nie altyd dat iemand gaan seer kry, of dat iemand vermink gaan word, of dat iemand dalk kan sterf. Partykeer tref rampe ons as mense. En dit laat mense emosioneel stikkend en vermink agter. Het die rampe wat mense stikkend en vermink agterlaat, kom op verskillende tye, op verskillende maniere en op verskillende plekke. Somtyds sien ons hierdie rampe kom, net soos wat ons in hierdie foto's rampe kon gesien. Dinge wat mense doen, dinge waarmee mense besig is, wat afstuur op 'n ramp. En ons sien dit. Ander rampe is dalk nie vir ons heeltemal so sigbaar. Party van hierdie rampe sien ons nie kom voor die tyd. Ons weet nie van hierdie rampe alvorens hulle ons nie eers tref. Partykeer word ons gewoonlik die slagoffers van rampe. Daar's niks wat ons kon doen om dit te verhoed. Daar was ook niks wat ons kon doen om dit te keer. Ons bly maar net die slagoffer van 'n ramp. Nou geliefde broers en susters, die vraag vanoggend is, wat maak u en ek as gelowiges wanneer rampe ons tref? Wat doen u en ek wanneer rampe dreig om ons lewens te vernietig? En ek dink die digter van Psalm 119 gee vir ons 'n goeie antwoord op wat ons as gelowiges moet doen wanneer dreigende rampe rondom ons is. Maar ek dink jy kan nou rustig wees vanoggend, soos 'n ouderling gedurende die week vir my gevra het, Dominee, gaan ons die hele Psalm 119 lees, want ons weet ons dat dit is die langste Psalm in die Bybel. En hy wil net weet, moet hy nou sy Sondagmiddag draai skuif na 'n Sondag aand draai. Maar ontspan, ons gaan nie die hele Psalm 119 lees nie. Ons gaan net etlike verse uit Psalm 119 lees. Interessant genoeg van Psalm 119. Psalm 119 is geskryf volgens die Hebreëse alfabet. Ons alfabet begin ons nou A, B, C, D, E en dat wat daarop volg. Ons het 26 letters in ons alfabet, maar die Hebreëse alfabet het net 22 letters. Begin by Alef, B, Gimel, Dalet, He, Waf en so alles wat daarop volg. En die digter van Psalm 119 het gegaan en elkeen van hierdie letters gebruik. Hy het 22 hoofstukke gaan skryf in sy gedig in Psalm 119. En elke nuwe hoofstuk van hierdie 22 begin met die volgende letter van die alfabet. En dis wat Psalm 119 dan nou so lank maak. Nou vandag gaan ons saam lees uit van hierdie hoofstukke wat uit Psalm 119 geskryf. En die eerste ene is die Alef, die heel eerste letter van die Hebreëse alfabet se hoofstuk. Dis daarvan Psalm 119 van vers 1 af tot by vers 8. Ons lees die gedeelte saam. Daar sê die psalmdigter, dit gaan goed met die wat onberispelik lewe. Die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam. Die wat met hulle hele hart sy wil doen. Geen onreg pleeg nie en in sy weë wandel. U het die bevele gegee dat dit in volle uitgevoer moet word. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly en my aan u voorskrifte kan hou. As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. U bepalings is regverdig. As ek hulle ter harte neem, sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou. Moet my tog nooit verlaat nie. Liefde broers en susters, emosionele rampe is partykeer sigbaar, partykeer onbekend en partykeer ongevra. Sommige van hierdie rampe sien ons as mense maklik raak. Ons weet dat 'n mens liewer daardie situasies moet vermy, omdat dit 'n dreigende ramp is. Of is dit werklik so maklik om hierdie rampe raak te sien?
Kom ek noem nou vanoggend net 'n paar voorbeelde. Ek gaan net 2 noem van hierdie sigbare rampe. Baie keer is dit daardie mooi man of daardie mooi vrou wat met hierdie verleidelike praatjies met 'n mens begin. Ons weet dat daardie praatjies gaan uitloop op 'n buiteegtelike vrou. Ons weet dit is 'n ramp wat wag om te gebeur. Wat nie net ek nie, maar my getroue en geliefde man of vrou van 'n klomp jare, my kinders, my vriende, my familie, almal gaan seer kry en vermind word in hierdie buiteegtelike vrou. Ons weet, ons kan sien, dit stuur af op 'n ramp. Van die mense in daardie situasie beland, dan dink hulle by hulle, ek weet hierdie is 'n dreigende ramp, maar ek sal versigtig wees. Ek sal versigtig wees sodat ek nie uitgevang word nie. Ek sal versigtig wees sodat hierdie ramp my nie tref nie. En die volgende oomblik, dan gly die leer oor jou voete. En dan stort jy na benede. Almal van ons weet, 'n kredietkaart is 'n lieflike ding om te gebruik. Maar vir baie mense is dit hierdie borrelende fontein van geld waartoe hulle toegang het. En ons koop soveel as wat ons kan. Daardie geld moet egter weer terugbetaal word. Maar mense hou aan om te spandeer en te spandeer. En hoe meer ek spandeer, hoe meer moet ek terugbetaal. Dis 'n dreigende ramp wat wag om te gebeur. En ek sê nie daarmee 'n kredietkaart is verkeerd of 'n sonde of enige iets nie. Maar party mense sien nie die gevaar daar agter. Dat wanneer daardie kredietkaart uitgeput is en die skuld meer is as wat my inkomste is, 'n finansiële krisis of 'n finansiële ramp my en my familie en my geliefdes gaan tref. Ons weet van die gevare van finansiële moeilikheid, van insolventie, om geswartlys te word. Ons weet wat dit is om jou kredietwaardigheid te verloor. En mense sien daardie gevare baie keer raak. Sê mense vir hulself, nie bekommerd wees nie, ek het dit. Ek sal hierdie goed bestuur. En eendag, dan is die toiletsie plek vir jou verkeerd opgesit. Eendag, dan is jy in die finansiële ramp wat jou en jou geliefdes tref. Daar is so baie voorbeelde van hierdie dreigende rampe wat ons rondom ons elke dag kan sien. Hierdie dreigende rampe waarvan ons weet ons lewens kan vernietig. Maar op die ingewing van oomblik lyk dit soos 'n goeie plan. Op die ingewing van die oomblik lyk dit soos 'n goeie idee. En as ek my weer kom kry, dan tref hierdie ramp my. En die digter van Psalm 119 gee vir ons 'n bietjie goeie advies teenoor hierdie rampe wat ons wel kan sien. Hy sê hierso, as ek tog maar net op die vaste koers kon bly en my aan u voorskrifte kan hou, dan weet ek, sê hy, sal God my lei om nie 'n slagoffer van hierdie ramp te word. Digter van Psalm 119 sê regdeur, soos 'n goue draad deur die hele Psalm, dat God se woord, God se leiding elke dag, is dit wat ons nodig het. Selfs wanneer dreigende rampe op ons voorstoep 'n opwagting maak. Hy sê hier in vers 6, as ek al die gebooie in ag neem, sal ek nooit raadop wees nie. Dan sal hierdie rampe my nie tref nie, want God sal my daardeur lei. God se voorskrifte in sy woord gee vir ons goeie leiding, om die rampe wat ons sien kan gebeur, te vermy. God sê, ons het dit vroeër in die wet ook gehoor, nie egbreek pleeg. Miskien moet ek daarna luister, want dan gaan daardie ramp my nie tref nie. Die Here gee vir ons in sy woord voorskrifte, oor hoe ons eienaarskap vir ons geld en ons besittings moet neem. Miskien moet ek daarna luister, want dit gaan daardie ramp wat my finansiële krisis, en daardie finansiële ramp wat my gaan tref, van my afweer. Ons weet wat is God se voorskrifte in sy woord. En die digter sê ook hier in vers 7, bestudeer daarom gereeld, voortdurend die woord van God, sodat ek hierdie dreigende rampe in die wêreld rondom kan vermy. Maar selfs meer. Die psalmdigter sê ook, laat God jou self leer met die lewe.
Laat God jou deur sy Gees self lei en oplei om hierdie wêreld en die rampe te kan vermy. En dis wat die digter dan in die hoofstuk. Dis in Psalm 119 vers 33 tot vers 40, wat ons die hoofstuk in Psalm 119 kry. Kom ons lees dan daardie gedeelte saam. Daar sê die digter: Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer, sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou. Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. U verordeninge, laat die my na die hart lê, nie die begeerte om myself te verryk nie. Weerhou my van 'n nuttelose lewe. Laat my leef die weg wat u aanwys. Vervul ook aan my die belofte wat u gegee het aan die wat u dien. Die vernyn van mense, daarvoor is ek bang. Moenie dat dit my tref nie, maar u bepaal ons, die is goed. Ek wil die bevele nakom. Hou my in die lewe, want u is getrou. Vernietig. Sien ons raak. Baie van hierdie rampe weet ons van. Maar so is daar ook rampe wat ons nie sien. Daar's ook rampe wat ons nie van weet nie, alvorens hulle ons tref. En dis hierdie rampe wat selfs die digter van Psalm 119 met 'n bietjie vrees en bekommernis vul. En daarom sê hy hier in vers 33 en 34 van sy Psalm: Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer, sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou. Die digter sê dat hy bestudeer en hy laat leer word voortdurend deur die Here. Hy bestudeer die woord van God sodat hy weet wat om te doen wanneer hierdie ongesiene, onbekende ramp onmoontlik tref. Ons baie rampe wat ons tref, wat ons nie kan sien, waarvan ons nie weet nie, totdat dit te laat is. En die digter sê dan hier in vers 39, en hy sê letterlik daar,
neem die bespotting wat ek vrees van my weg. Want u beslissings is goed. Daardeur bid hy tot die Here. Here, beskerm my teen hierdie onbekende rampe. Hierdie rampe wat ek nie kan sien. Hierdie rampe wat ek nie van weet. Wat is hierdie onbekende rampe wat ons as mense tref? Ek wonder baie keer of daar werklik so iets is soos 'n onbekende ramp. Is hierdie onbekende ramp dalk nie net 'n vertaling van ons eie onwetendheid of ons eie ontkenning van rampe wat ons reeds van weet. Baie keer beland ons in hierdie rampe. Dra ons kennis van hierdie rampe. Maar ons het gedink dit sou nooit met ons gebeur. Is dit nie dalk eerder die onbekende ramp? En weer eens kan ek vir ons voorbeelde noem. Want dis voorbeelde waarmee ons almal van tyd tot tyd te maak het. En daarmee sê ek nie dat daardie rampe wat mense tref, dis altyd die rede. Baie keer is dit die oorsaak van daardie ramp. En dit was nie so onbekend gewees nie. Vir baie mense is hulle werk uiters belangrik. Hulle kindertjies kom weer en sê, kan ek gou praat en dan, ek kan nie nou met jou praat nie, want ek is besig om te werk. Ek kan nie nou met jou praat nie, want ek is besig met ander goed. Ek kan nie nou met jou speel, want ek is besig. Jammer ek het jou rugbywedstryd, of jou netbalwedstryd, of jou tenniswedstryd gemis, maar ek moes werk en wonder ek baie keer, was dit 'n moes of was dit 'n wou? Ons gaan baie keer deur die lewe met mense wat hulle werk altyd eers te stel en niks saam met hulle kinders en hulle geliefdes doen nie. Want hulle is gewoon net te besig. En dan beland daardie mense in 'n ouer huis. En daar's baie sulke mensies in ouer huise. En dan wonder hulle, hoekom kuier my kinders nie meer by my? Hoe gaan dit met my kleinkinders? Het my kleinkinders nie dalk al kinders waarvan ek nie eers weet nie? Hierdie ramp tref my, want my kinders is te besig vir my. Waar het hulle dit geleer? Hulle het dit by jou geleer. Want jy was jou lewe lang nog altyd te besig gewees. Hierdie ramp tref mense. Hulle sê ons het dit nie gesien kom nie. Ons het nie geweet hierdie ramp gaan ons tref. Maar weer eens leer God se woord ons baie duidelik. Doen moeite. Maak tyd vir jou geliefdes. Vermy dan hierdie dreigende ramp wat op jou voorstoep staan. En dit is so hartseer. En hierdie sê nie hierdie is die rede. Maar ons baie keer mense wat nou op die punt staan, hulle moet nou aftree. Hulle werk vir groot maatskappye wat jy nie oor 65 laat werk nie. En hulle is binnekort by daardie ouderdom. En vir jare lank het hulle hard gewerk en goed gespaar om eendag wanneer hulle aftree 'n nes-eiertjie te hê. En nie kort voor aftrede moet hulle kinders help wat finansiëel in die moeilikheid is. Daar's ou mensies wat tot vandag toe nog steeds moet werk, want hulle moet vir hulle volwasse kinders sorg. En dis nie dat hulle kinders nie werk kry nie, hulle kinders sukkel net om 'n werk te behou. Want hulle kinders het 'n probleem met gesaghebende persone. Hulle kinders het 'n probleem met gesagsstrukture. En die vraag is, waar kom daardie probleem vandaan? En dis 'n tendens wat al hoe meer in ons samelewings begin gebeur. Ouers wat hulle kinders grootmaak met hierdie gedagte, ons is beste pad. En daarmee sê ek nie ons iets verkeerd daarmee nie. Dis dalk 'n baie mooi beskrywing van 'n goeie verhouding tussen ouers en hulle kinders. Maar baie keer gebeur dit dat dit letterlik so is. Ons is pelle. Die manier hoe ons met mekaar omgaan, die manier hoe ons met mekaar praat, dui op 'n vriendskapsverhouding, nie 'n ouer-kind verhouding. En die werklikheid is, geliefde broers en susters, ons kinders het nie pelle nodig nie. Ons kinders het ouers nodig. Ouers wat gesaghebende rolle in hulle lewens speel. Ouers wat hulle kinders leer dat gesagsstrukture vir 'n rede daar is. En God se woord gee ook vir ons daardie opdrag. Ons het dit nou weer in die wet gehoor. Eer jou vader en jou moeder. En ek dink daardie wet sny aan twee kante. Aan die een kant vir die kinders, hê respek, waardering
en ag jou ouers as gesaghebende persone in jou lewe. Hulle is die gesagstruktuur in jou lewe. Maar aan die ander kant, is dit ook 'n wet wat geld op ouers. Gaan leer jou kind van gesagsstrukture. Gaan leer jou kind van gesaghebende persone. Baie keer sukkel ons kinders met konflik. Konflik in werk, konflik in huwelik, konflik tussen hulle vriende. En dan wonder ons, waar kom hierdie konflik vandaan? En ek sê weer eens nie, dis definitief die rede nie. Daar kan ander redes ook wees. Maar een van die redes is inderdaad, daar's 'n baie kwaai onderwyser by die skool, wat vandag met jou geraas het. Mamma of pappa gaan dit môre by die skool uitsorteer. Hoe durf daardie onderwyser so met jou praat, of so met jou optree? Baie keer sit ons tussen vriende. En dan is dit partykeer nodig vir 'n vriend of vir 'n ander vriend se kind te sê, asseblief 'n mens praat nie so met 'n groot mens. En wat gebeur? Ek kry liewer ander vriende, want niemand sal so met jou praat nie. God leer vir ons dat ons kinders self ook moet leer. Die lewe gebeur met ons almal. En wanneer die lewe gebeur, leer ons belangrike lewenslesse daarin. Wanneer ons raas kry, berei dit ons voor om nie dieselfde foute oor en oor te maak. Wanneer dinge verkeerd loop of skeef loop, dan leer dit ons hoe om te gaan lewe sodat dit nie weer gebeur nie. Maar wanneer ouers oorvat en daardie belangrike lesse vir hulle kinders leer of van hulle kinders al wil weggaan, dan sit ons met probleme wanneer hulle groot word. Baie rampe sien ons nie nou nie, maar hulle tref jou daarna. En God leer vir ons in sy woord ook hoe ons met hierdie rampe, wat ons dalk nie nou sien nie, maar wat ek dink tog ons van bewus is, maar ons ontken nie dat dit ons dalk kan tref, hoe ons met hierdie rampe moet gaan optree. Rampe gebeur ook soms met ons wat nie ons skuld is. 'n ramp van jou gesondheid. 'n ramp wat dalk in die vorm van 'n misdaad kom waarvan jy die slagoffer is. Of dalk die dood van 'n geliefde. 'n ramp wat oor jou pad kom. Die digter praat oor hierdie gesiene en ongesiene rampe, hierdie voorbereide en onvoorbereide rampe in die Neemhoofstuk. Dit is hoofstuk vers 97 tot 104, Psalm 119. En dan wil ek graag die eerste vers van die Noemhoofstuk, vers 105 op Psalm 119, ook daarby insluit. Kom ek lees vir ons daardie gedeelte. Daar sê die digter, hoe lief het ek U wet. Dit bly my elke oomblik by. U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het, en is altyd by my. Ek min uit bo al my leermeesters, want U verordeninge bly my by. Ek het meer insig as ouer mense, want ek gehoorsaam U beveel. Ek het my voete van elke verkeerde pad afgehou, sodat ek gehoorsaam kan wees aan die woord. Van U bepalings het ek nie afgewyk nie, want U my het geleer. Hoe aangenaam is U woord, soeter as heuning in die mond. U bevele gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad. Die woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Liefde broers en susters, rampe van verskillende vorms, verskillende plekke, verskillende tye, tref almal van ons op een of ander stadium. Maar God gee vir ons in sy woord begrip en insig om as gelowiges met hierdie rampe te kan omgaan. Om as gelowiges deur en heel aan die ander kant van hierdie rampe uit te kom. Die mooiste vers hiervan is vers 105. U woord is die lamp wat vir my die lig wys. Die lig op my pad. Geliefde broers en susters, God is lig. En daagliks skyn God se lig van vertroosting op ons lewens wanneer hartseer as gevolg van rampe ons tref. God is lig en God se lig van aanvaarding skyn in ons lewens deur sy woord wanneer rampe van teleurstelling, rampe wat ons nie vermoed het nie, rampe waarin ons niks kan doen nie, ons lewens tref. God is lig en God se lig
van bemoediging skyn elke dag in ons lewens. Wanneer rampe ons moedeloos maak met die lewe en met gebeure in die lewe. God se woord is daardie lig wat vir ons die sekerheid gee dat God sal ons nooit, maar nooit los wanneer rampe oor ons pad kom nie. Selfs die dreigende rampe daar buite hoef ons nie te vrees nie. Kommer hoef ons nie te voel nie. En ons hoef nooit gespanne te raak, want God is by ons. Laat God se lig elke dag in ons lewens skyn. Laat God ons elke dag deur sy woord leer om sy wil te gaan lewe. Maar God se Gees elke dag in ons lewens teenwoordig is om ons te lei op die pad wat God wil hê ons moet loop. En laat God se woord daagliks ons vaste anker in hierdie lewe wees. Kom ons hou vas aan God. Kom ons hou vas aan die belofte van God, dat hy altyd by ons is. Want daarmee kan ons al wat rond is van ons afweer. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons bid saam. Ons barmhartige en liefdevolle God en hemelse Vader, Here, wat 'n groot voorreg is dit nie vir ons om vandag hier in u woning saam te mag wees nie. Ons dank U, Here, vir hierdie groot voorreg wat ons het om U ons Vader te mag noem. Want Here, dit bring U so naby aan elkeen van ons. Selfs in moeilike tye, in rampspoedige tye, weet ons is ons nooit alleen. U staan by ons. U stap saam met ons. Dis U, Here, wat ons lei. Ons dank U, Here, vir hierdie groot genade wat U elke dag in ons lewens uitstoot. Ons dank U, Here, vir U liefde en die omgee wat ons nie net in ons eie lewens nie, maar ook in die wêreld daar buite tussen ander mense en ander gelowiges kan sien. Selfs die natuur, Here, getuig van U goedheid. Ons dank U vir die voorreg wat ons hierdie week gehad het om weer sonlig te kon sien. Here, ons het die reën so nodig gehad, maar tog is dit ook nodig dat die son soms oor ons sal skyn. En daarvoor het U ook gesorg. Hier in ons eie liggame, Here, voel ons dat die winde uiteindelik gearriveer het. Maar Here, tog weet ons as gelowiges, dis alleen deur U sekere bestuur van die natuur, dat ons nou 'n winter, 'n afkoeltyd, gaan binnegaan. Here, ons is veral in hierdie tydperk nogal getref met rampe. Ons dink in die besonder aan te veel reën, wat sekere plekke gehad het. Ons dink aan te min reën, wat ander plekke gehad het. Ons dink aan die haalstorm, wat soveel boere se oeste vernietig het. Ons dink, Here, aan mense wat op 'n daaglikse basis in rampsituasies vasgevang is, as gevolg van emosionele gebeure in hulle lewens. Dan praat ons nie eers nie, Here, van hulle wat elke dag in vrees leef. Hulle wat elke dag gevul is met kommer. Hulle wat in daardie ramp vasgevang is, dat hulle gaan vergaan. Here, daarom roep ons vandag na U. Laat U lig in ons lewens skyn. Laat U lig, Here, ons vertroos. U lig ons bemoedig. Here, laat U lig ons by daardie punt bring om tot aanvaarding te kom van die gebeure in die wêreld daar buite. En laat ons te midde van dit wat met ons gebeur, nie afvallig word van U en van U woord nie. Lei ons deur die Gees elke dag in die vaste. Elke dag met ywer U woord te bestudeer, sodat ons daardeur insig en wysheid kan hê vir elke moontlike gebeure en ramp wat oor ons pad mag kom. Ons kom bid vandag vir elke lidmaat hierdie woord. Here, dit is vir ons so groot voorreg om as twee gemeentes 'n gesamentlike erediens te mag hou. Want Here, ons as 'n geloofsgemeenskap kom loof en prys en aanbid U. En in dankbaarheid, Here, word ons stil. Word ons stil, sodat U ons lewens kan vul. Sodat dit wat ons sê, dit wat ons doen, en selfs dit wat ons dink daagliks, Here, sal strek tot eer en verheerliking van U groot en U heilige naam. Ons bid die seën af op elke lidmaat hier teenwoordig vandag. Dit kan ons alleenlik kom bid. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen.
Amen. Liefde broers en susters, as 'n slotsang sing ons lied 501. Ons gaan daar die eerste en die tweede vers saam sing. Die Here sal die seën en die beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Die Here sal die gebede verhoor en aan die sy vrede gee. Amen.